Hallo, ek is Helen en vandag behandel ons die eerste episode van jou persoonlike welvaartsleer, die fondament vir jou welvaartsplan. Die eerste trappie van die leer begin iets wat meeste mense ignoreer of miskyk. Laat ek verduidelik. Jy het 'n welvaartslot in jou brein en jy weet dalk nie eens dat dit daar is nie. Hierdie slot bepaal of jy welvaart verwelkom en of jy welvaart wegstoot. Ja, jy kan jouself arm dink en so bly, of jy kan die sleutel in die slot insteek, hom draai en begin welvaart bou. Wat hartseer is dat hierdie slot in jou brein ingebou is toe jy nog 'n kind was. 'n Studie deur die Cambridge Universiteit het gevind dat geldgewoontes alreeds op 7-jarige ouderdom in kinders vasgelê is. Die manier oor hoe jy oor geld en welvaart dink, is in jou vasgelê deur wat jou ouers, onderwysers, vriende en bure aan jou oorgedra is. Hoe hulle op rekeninge gereageer het, hoe hulle negatief was oor ryk mense, hoe hulle verskonings gebruik het om hul eie armoede te verduidelik. Sonder dat hulle dit bedoel het, het hulle daardie slot in jou brein ingebou. Die eerste trap van die leer is om die slot oop te sluit, om jou brein te herprogrammeer om van sukkelaar na welvaartbouer te transformeer. Within her mind, a lock seals away her potential for wealth. Her brain is locked, preventing positive thoughts from entering. This mental block must be broken to unlock abundance. Jy doen dit deur elke oggend 'n positiewe gelddoelwit te visualiseer in jou brein. Soos byvoorbeeld dat jy 'n bankrekening het met 'n balans dubbel soveel as wat daar werklik in is. Of hoe jy die laaste paaiement van 'n duur lening betaal en hoe goed jy daaroor gaan voel om van daardie skuld ontslae te wees. Hierdie eenvoudige aksie stimuleer jou brein om te fokus vir die res van die dag om te soek na inligting, voorbeelde, geleenthede en emosies wat verband het met die skep van welvaart. Dink so daaraan, as jy weet dat jy in die bos inloop om hout te soek vir jou braaivleisvuur, dan fokus jou oë, ore en brein daarop om takke en stompe te vind wat geskik is vir die vuur, en slaan al die ander oor wat nie geskik is nie. Jy sal raak sien waar jy kan spaar, finansiële geleenthede raak sien en opmerk hoe ander mense werk aan hul welvaart. Sodra jy gewoond is daaraan, vermeerder jy die beelde wat jy visualiseer na 2 of selfs 3. En dan, baie belangrik, visualiseer jy take of aksiestappe wat jy werklik kan uitvoer. Sê byvoorbeeld vir jouself, ek gaan goeie geldbesluite maak, eerder as, ek gaan eendag ryk wees. Jou brein weet wat is waar en wat is net drome en wat jy werklik kan uitvoer en verskerp die fokus daarop. As jy boonop een of meer van daardie aksiestappe wel uitvoer, lê jy jou brein op om soos 'n suksesvolle welvaartskepper te dink. En so word jy oor tyd een. Terwyl jy op die eerste trappie staan, is daar een gevaarlike welvaartsdenkpatroon waarvan jy ontslae moet raak. Hierdie gevaar is om jouself te vergelyk met ander mense. Die Verbruikersjoernaal van Amerika het uit navorsing bevind dat mense wat hul finansiële prestasie vergelyk met ander mense, 60% meer geneig is om slegte skuld aan te gaan om te kompeteer en hul welvaart dan so vernietig. Moet jouself nie toelaat om beïnvloed te word deur vriende wat spog oor duur vakansies, luukse motors, mode-uitrustings en restaurantuitstappies nie. Hulle bou 'n tronk vir hulself van duur skuld en gooi hul breinslot se sleutel weg. As jy suits ervaar, sê vir jouself dat as jy nie daardie duur item koop nie, groei jou welvaart vinniger en kan jy eendag 'n beter een, groter een of selfs meer as een kontant bekostig. Laat jou logika jou brein stimuleer om korttermyn emosionele begeertes te vervang met die langtermyn welvaartsdoelwit. Hallo. Hoeveel het julle nuwe swembad gekos? Kill your best. Jou lening by die bank was vir R100,000. Sjoe, is dit al? Ons. Met rente by is dit R200,000 oor 5 jaar. Die tweede trappie van die welvaartsleer laat baie mense struikel en dan gee hulle sommer moed op. Dit is moeilik, want jy moet die werklikheid konfronteer. Jy moet begin om elke rand wat jy ontvang op te teken en elke uitgawe neer te skryf. 'n Wetenskaplike studie deur die Joernaal van Finansiële Beplanning het gevind dat mense wat hul inkomste en uitgawes byhou, gemiddeld 20% meer spaar as mense wat dit nie doen nie.
Welvaart begin met spaar en word versnel deur spaar en 20% maak oor 'n leeftyd 'n baie groot verskil. Dit verdubbel jou spaargeld binne 5 jaar en weer hoe langer jy volhou. Na 50 jaar het jy 10 keer meer kapitaal as die persoon wat dit nie gedoen het nie. Meeste mense weier egter om dit te doen, want hulle is bang om die waarheid in die gesig te staar. Hulle sal eerder in ontkenning voortleef as om die werklikheid van hul situasie te konfronteer. Daarom bly hulle arm. Die oplossing is om die weerstand te oorkom en dit net te begin doen. Al is dit net 'n sakboekie of op jou rekenaar of in 'n boekhouprogram. Dit hoef nie ingewikkeld te wees nie, net eerlik. Skryf alles neer, selfs daardie lukrake klein uitgawe by 'n vlooimark. Na so rukkie gaan jy dinge begin opmerk wat jou brein vir jou versteek het. Jy gaan begin sien hoeveel jy spandeer op koeldrank, hoeveel onnodige ritte jy onderneem. As jy begin somme maak, vind jy dalk uit dat jy honderde rande spandeer op goed wat jy nie werklik nodig het nie. Honderde rande elke maand word duisende rande per jaar en derduisende oor 'n leeftyd. Met hierdie kennis begin jy anders dink oor jou spandering, welvaart en oor die toekoms. Die derde trap volg kort op die hakke van die tweede een. Jy moet ook jou tyd gebruik ontleed. Tyd is 'n baie kosbare bate wat jy het en hoe meer produktief jy dit gebruik, hoe meer welvaart kan jy skep. Nuwe navorsing toon aan dat mense gemiddeld 3 ure per dag op hul selfone spandeer. Dit is 21 ure per week, amper 'n hele dag. Hierdie is tyd wat mens kan gebruik om nog 'n vaardigheid by te leer of om 'n stokperdie in 'n inkomstestroom om te skakel. Dit help nie om te kla dat jy nie welvaart kan skep nie, terwyl jy 'n dag per week verspil. As jy van hierdie tyd kan spandeer om byvoorbeeld in die familiekoöperasie saam met ander familielede inkomstestrome te ontwikkel, het jy die vermoë om meer as 50 ure per jaar om te skakel na produktiewe kapitaal. Die vierde trap van die leer is om te besin oor jou 3 grootste uitgawes wat jou begroting domineer. Hulle is gewoonlik behuising, transport en kos. Dit vreet gewoonlik 60 tot 70% van gewone mense se inkomste op. Die Arbeidsburo van Amerika se studie het bevind dat as huishoudings 'n 10% besparing hierop kan regkry, groot somme geld beskikbaar raak vir welvaartskepping. Deur mooi hieroor te dink en metodes te probeer vind om hierdie besparings te bewerkstellig of selfs 'n inkomstegeleentheid daarin te ontwikkel, kan 'n groot verskil maak. So kan jong mense 'n woonstel deel, jy eerder 'n goedkoper modelvoertuig koop en eerder self kos maak as om uit te eet. As lid van 'n familiekoöperasie kan jy en jou huishouding deelneem aan die motorplan wat motorbesit goedkoper maak en toegang tot meer nutsvoertuie bied. Huise en eiendomme kan finansier word met baie lae koste lenings. Daar kan baie bespaar word op voedsel deur lidmaatskap van voedselkoöperasies. Die gerustheidsplan en die mediese plan skakel om van uitgawes na beleggings binne 'n halwe leeftyd. Op hierdie trappie spring mens weg met ywer en hou die momentum vol. Die 5de trappie van die leer is om 'n krisisreservefonds te skep. Jou doelwit is om genoeg beskikbaar te hê om matige krisisse vinnig te kan afweer. Amerikaanse navorsing deur hulle reservebank het aangetoon dat ongeveer 40% van die bevolking nie in staat is om 'n $400 krisis te hanteer nie. Dan moet hulle noodgedwonge 'n hoë rentekoers krisislening aangaan en word die krisis dubbel of 3 keer so groot as die rente ook inskop. In Suid-Afrika is die situasie nog erger. 80% van huishoudings kan nie 'n krisis van R1000 hanteer nie. Mense wentel na mikrolenings wat tot 30% per maand kan kos en die leners soms vir langtermyne in die skuld dompel. In die meerderheid van gevalle beland so 'n persoon in 'n skuldspiraal wat hulle sukkel om uit te ontsnap.
As daar 'n krisis is, neem mens maklik swak besluite. As mens jou noodreserwe gevestig het, beskerm jy jou langtermyn welvaartsplan. Jy is minder kwesbaar en meer welvaartswys. My huis, wat gaan ek doen? Lening teen 20%. Vanuit die noodfonds. Hoe werk die noodspaarrekening? Dit is 'n spaarrekening vir noodgevalle waar jy 3 keer soveel kan leen as wat jy gespaar het rentevry. Dankie. Open vir my rekening asseblief. Ek wil ook 'n beleggingsrekening open. Ek kan dit bekostig. Dit is gedoen. Geluk, jy het die eerste episode van die kursus voltooi en dit nogal met die lang video. As jy hierdie stappe prakties uitvoer, is u welvaartsfondament gevestig. In die tweede video gaan ons u leer om momentum te skep en van finansiële stabiliteit na kapitaalgroei om te skakel.